Vandag gesels ek met Lori-Ann Biewijk oor die vrou agter die diagnose, op pad deur kanker, liefdeverlies, haar liggaam en hoe haar lese momente vivre, leef in die oomblik, haar steeds dra. Lori-Ann, welkom. Baie dankie dat jy my genooi het. Dis vir ons 'n eer. Voordat ons enigiets anders praat, wie is Lori-Ann? Los van jou diagnose of jou besigheid. Ek het gestudeer as 'n mediese tegnoloog, toe het ek gerep. Toe het ek in daai jare 'n Pilates instruktrise geword. So ek is voor ek siek geraak het 'n Pilates instruktrise gewees en ek is nou al vir 23 jaar wat ek Pilates gee. So ja, ek het nie op die stadium voor ek siek was gewerk nie. So ek was iemand wat sommer net baie kreatief was, lief was vir my diere, in die tuin gewerk. Ja, eintlik ook maar in die oomblik geleef voordat die momento vivre vir my iets beteken het. Ja, so ek was bevoorreg om nie te hoef te gewerk het nie. So ek het eintlik my lewe maar pretty much goed geniet. Dit klink vir my reg. So jy het gesê jy het geweet iets is nie reg nie. Of was dit nie 'n tipiese knop nie? Hoe het jy geweet? Man, ek het 'n langerige knop gevoel. Omtrent dit is gevoel soos my pinkie, so daai lengte. Dit was sag gewees, dit was nie seer nie. My bors was effens half geswel. En ek onthou ek het vir my man gevra, ek sê vir hom, ek wonder wat gaan hier aan. En hy is nou 'n dokter, maar hy is nie is 'n longdokter en weet maar baie min van die bors storie af. En hy sê toe vir my dit lyk vir hom soos 'n inflammatoriese, reaksie of iets. Dit is half inflammasie. En ek het dit op daai stadium net eers eenkant geskuif. Nie een keer in my kop, kan ek nou vir jou sê, het dit deur my gedagtes gegaan dat dit dalk borskanker kan wees nie. Ek meen, ek wil nie sê ek is naïef nie, maar ek was definitief nie, ek weet nie, glad nie, het ek gedink, dit kan iets wees hier. En toe het ek dit eers net gelos, want ek het 'n mammogram geboek vir Oktober. So ek gaan elke jaar vir 'n mammogram en ek maak dit maar in Oktober, want dit is nou die maand waar almal 'n hoe-haar daarvan maak. En dit was nie ver af van die pad gewees nie. So toe dog ek, fyn, ek gaan dit net wag tot dan. En dan kan ons mos nou maar sien wat dit gaan wees. Ja, so dit is wat ek daar gesien het. Ek dink elke keer wat ek aan dit gevat het, het ek gewonder hoekom is dit hierso? En ja, ek kan nie eintlik vir jou sê hoekom ek nie op daai stadium gedink het dit kan iets wees nie. Ek dink omdat ek actually nog nooit siek in my lewe was nie. Ek was nog nooit in die hospitaal nie, ek het nog nooit antibiotika gebruik nie, ek het nog nooit enige skete gehad nie. Dink ek nie was ek was nie regtig wake up gewees met dit nie. Maar ja, anyway, toe ek het nou laat toets, toe obviously toe het dit nou iets gewys. Ja. As ons teruggaan na daai dag toe van jou diagnose, waar was jy? Wat het in jou liggaam gebeur? Hoe was dit vir jou? Kyk, die diagnose kom ons nou na die mammogram. So ek het die mammogram gehad en toe het ek gegaan vir die biopsie en dan laat weet hulle nou vir jou, dit is kanker. So die dag van die diagnose was maar 'n aanloop gewees van vrees van die onbekende. Ek dink jy hoop maar dis niks, maar dan probeer jy ook realisties wees en dink, okay, maar en as dit nou iets is. So ja, ek dink op daai stadium het ek eintlik maar net aangegaan met my lewe soos wat dit was en het maar gesit en wag vir die uitslag. Ek moet sê my uitslag het baie vinnig gekom van die mammogram af. Ek het dit die donderdag gehad, het ek al die volgende dag geweet dit is kanker, maar nie geweet wat 'n tipe borskanker nie. So my verloop was vinnig omdat my man in die mediese lyn is en jy weet die verskillende dokters, as dit nou die dokter se vrou is, dan roer hulle die dinge bietjie vinniger. So ja, ek was saam met my vriendinne gewees vir die mammogram. So ek sê altyd vir mense, moenie alleen vir 'n mammogram gaan nie. En vir die laaste 7 jaar wat ek in 'n ry gegaan het vir 'n mammogram, het ek altyd iemand saamgevat. Was nie altyd dieselfde mense nie, maar ek het altyd seker gemaak ons is 2 of 3 wat gaan,
Want iewers in my agterkop het ek altyd gedink, imagine jy kry slegte nuus, dan wil jy nou graag net iemand by jou hê. Nooit gedink dit gaan Verseker. realiseer nie, maar ja, so my 2 vriendinne was saam met my en daai selfde dag het ek toe ek nou vir my man laat weet iets lyk nie reg op my mammogram nie. Toe sê hy vir my, maar ek moet dit deurbring Panorama toe. Hy gaan gou kyk of hy vir my by Dr. Etienne kan inkry. Of nie inkry nie, hy gaan my goed vir Dr. Etienne gee. En hy het dit toe vir hom gegee en toe het hy vir my laat weet gesê ek moet deurkom. So toe sien hy my gou in sy etenstyd. En in my etenstyd het hulle toe die biopsie gedoen. Hulle noem dit 'n true-core biopsie. So wanneer jou letsel groter is as, kan nou nie die millimeters onthou nie, ek dink is miskien 1,5 centimeter, dan gaan jy na 'n chirurg toe wat dit moet doen, want dan sit groot. So partykeer word dit gedoen deur die radioloog by die plek waar jy jou mammogram doen, maar dit hang maar af van grootte. En as hy groot is, dan gaan jy gewoonlik na 'n chirurg toe en dan doen hulle 'n biopsie. So hulle het 6 biopsies geneem en dan stuur hulle dit na die lab toe, dan word dit nou ontleed. So die eerste ronde gaan kyk hulle net eers of dit kankerselle is. En dan die tweede ronde wat hulle nou weer daarna kyk, dan kleur hulle dit en dan kom hulle nou terug en dan sê hulle vir jou, okay, jy het nou of triple positief, triple negatief, HER2 of jy's hormoon positief. So jy kan een van daai 4 tipes borskanker dan kry en dan gee hulle nou vir jou antwoord wat die een van die 4 jy dan is. Jy het HER2 positief gehad, nee? Kan jy in jou woorde vir ons verduidelik wat beteken dit? HER2 is, ons almal het HER2 selle in ons liggaam. Dit is deel van ons liggame. En elke nou en dan gaan HER2 selle en hulle gaan haywire en raak dan kankerselle. Die selle soos wanneer iemand byvoorbeeld estrogen positiewe borskanker kry, is ons almal het estrogen, maar net iewers along the line, of dit nou die omgewing is, of dit nou iets onnatuurliks daar in jou lyf is, kry daai spesifieke armpie op die genetika 'n klap weg en dan verander hy nou daai selle laat hulle kankerselle vorm. So HER2, die vreeslike naam, ek kan nie die naam nou meer onthou nie, is maar nie deel van ons gewone liggame, ons almal het dit, wat maar net besluit dat hy gaan nou dwarsdraai en dan vorm hy kankerselle. En tussen die verskillende soorte is dit maar net meer 'n aggressiewer kanker as jou hormoon positiewe kankers. So HER2 is bietjie 'n vinnig groeiende kanker, jou hormone sinne is bietjie stadig groeiende. So ja, as ek nou sê vinnig, dan weet ek nou ook nie eintlik hoe vinnig is vinnig nie, want jy kan tussen een mammogram na die volgende mammogram kan jy byvoorbeeld 'n knop kry en jy kan gediagnoseer word met 'n stadium, 'n beginstadium HER2. Ek het 1 jaar geskiep, want die mediese fonds het ons nou besluit, jy gaan net, of hulle betaal net vir elke 2de jaar. Jy kan kies om die volgende jaar self te betaal, maar ek weet my ginekoloog op daai stadium het ook vir my gesê, nee Larry Ann, jy het al vir 7 jaar in 'n ry gegaan. Ek was 47 gewees, toe ek nou 'n jaar geskiep het. En toe ek nou op 48 gaan, toe het ek nou die knop, maar toe is my HER2 in 'n 2 jaar span stadium 4. So baie keer vra ek my dieselfde vraag af, so as ek nou die vorige jaar self gegaan het en dit betaal het, sou ek dit nie vroeër gekry het nie. Ek sal nou nooit weet nie, maar 10-1 sou ek dit vroeër gekry het. Maar mens spyt kom ons maar altyd te laat, maar ek dink dit is baie belangrik vir ons as vrouens, wanneer jy 'n mammogram het en dan 'n jaar later weer 'n mammogram het, dat jy nog steeds maar soveel as moontlik as jy kan, jou borste self ondersoek. So dit gaan nie noodwendig wees dat jy net op 'n mammogram kan besluit, dit is die enigste manier hoe ek my borste gaan half ondersoek vir borskanker nie. Jy is veronderstel om, ek sê baie keer vir my mense, daagliks, soos wat jy bad, soos wat jy stort, soos wat jy jou lyf was met seep, moet jy jou borste elke dag ondersoek, want
Borskanker besluit nie, hy gaan nou vandag die 1 Januarie van die nuwe jaar uitkom nie. Hy kan enige tyd uitkom. So jy kan môre gaan vir 'n mammogram en 'n maand later 'n knop voel. Maar as jy dit nie self ondersoek nie, gaan jy nooit daai knop voel nie. En as jy dit nou los tot die jaar daarna, dan mag dit nou baie verder versprei as wat jy dit graag wou gehad het. So die belangrikste ding is selfborsondersoeke. En ek dink 'n mens moet nooit dink jy's te jonk nie en jy moet ook nooit dink jy's te oud om dit te doen nie. Want hoe gouer jy daai knoppie optel, hoe groter sê ek altyd vir die mense is jou kans op oorlewing, want dan vang jy hom ons nou vroeg. As wat jy die ding nou sit en nurture vir 'n jaar en dink, ag nee, wat ek gaan net gaan vir 'n mammogram. So ja, dis hoekom daar's 'n gesegde wat sê early detection will save your life. En dit is wat dit is. Hoe gouer jy daai knoppie voel, hoe gouer jy dit dan laat ondersoek, hoe groter is jou kans dat dit vroeg opgetel is en dat 'n mens dan op die ou einde partykeer selfs nie altyd eers behandeling nodig het nie. Jou hormoon sensitiewe dames kry gewoonlik net 'n hormoonblokker. Ongelukkig is die HER2 en jou triple negatiewe dames, ons gaan altyd chemo kry. Of dit nou so groot is soos 'n ertjiepit en of dit nou so groot is soos 'n 2, 3, 4, 5 cm, chemo is die enigste manier hoe hulle daai meer aggressiewe kankers mee behandel. So ja, vir my is dit belangrik dat jy jou borste moet ondersoek en jy moet, ek sê altyd vir die mense, jy moet jou borste ken so goed soos wat jy jou pad huis toe ken. Maak nie saak waar iemand jou aflaai nie, jy weet om by die huis te kom. Jy moet weet waar voel jy verdikkingkies, waar voel jy siste. Vrouens met digte borsweefsel het soms is dit moeilik om iets te voel, maar jy ken jou borste die beste. Enige verandering, of dit op jou vel is, of dit in grootte is, of hy warm voel, of jy dalk dink jy het hom gestamp, gaan check dit net uit. Kry net daai agter die blad, want borskanker presenteer op baie verskillende maniere. Ek het baie interessante stories al gehoor van dames wat op verskillende maniere al uitgevind het hulle het borskanker. So jy ken jou borste en ons vrouens het 'n gut feel. As ietsie vir jou lekker voel nie, of as jou dokter vir jou sê nee, hy dink dit is ietsie maar dit pla jou, besoek dit en gaan sorteer dit uit en gaan dan maar na iemand anders toe as jy onrustig in jou binnegoed voel. Want ja, die stories daar buite is daunting. As jy hoor hoe party vrouens hulle borskanker ontdek het. Maar soos ek altyd vir mense sê, jou gut feel gaan vir jou die pad kan lei en dan kan jy op die ou einde net gerus en gemoedsrus kry daaroor. Ja. Ek het gelees dat jou pa aan longkanker verloor het en jou ma aan pankreas kanker, kort voor jou eie diagnose. Het dit jou eie diagnose vir jou baie erger gemaak? Ja, ek dink dit het, want my ma, die ding is, omdat hulle albei het stadium 4 kankers gehad, het hulle albei behandeling gehad, en die behandeling het nou dit het so rukkie gehelp, maar daarna, dan sien jy nou, okay, maar dit werk nie meer nie. En ek dink wat vir my die swaarste was, is die lydingsproses deur die pad van iemand wat palliatiewe sorg kry. Want dis jou geliefde wat jy daar sien, en hulle gaan deur die chemo, en hulle verloor hulle haartjies, en hulle kry swaar, en hulle verloor gewig, en hulle raak al hoe maarder. So dit was my baie swaar, om dit te sien. En ek dink toe hulle vir my sê, ek het stadium 4 borskanker. Toe, dis sien ek daai lyfies wat so uitgeteer op die bed gelê het. En nie die swaar, want dit is baie swaar om iemand te verloor aan kanker. Ek dink die lyding is vir my die swaarste. Want ek verduidelik altyd vir mense, dit is basies, jy kom by 'n punt waar as jou chemo nie meer werk nie. So wat is palliatiewe sorg? Hulle behandel jou totdat jy doodgaan eintlik, nie? So hulle hou jou rustig, hulle hou jou pynvry.
Hulle gee glad nie vir jou meer aktiewe behandeling nie. So basies word jy net vol morfine gepomp, pynpille gepomp. Hulle probeer regtig net jou pyn verlig. En so ja, dit is wat jy dan sien is hoe swaar hulle kry en jy weet later word die morfine so hoog gedraai dat hulle net nie meer pyn het nie. En as hulle nie meer pyn het nie, dan verloor hulle half bietjie bewustheid. So hulle lê maar net daar en al asem en dan is dit nou daar wat jy net so sit en kyk. Ja, tot hulle doodgaan. So dit was my skok toe ek hoor ek het stadium 4 en ek dog, shucks, hier kom 'n ding. En ek het dit nie vir my suster toegewens nie, want ek weet sy het daar klaar 2 mense verloor. Nou lyk ek ook so. En ja, dit is dis dramaties om dit te sien. So ek dink my eie diagnose was dit nie vir my lekker nie. En ek dink omdat my man in die medies is, was hy baie geskok en hy diagnoseer daagliks longkanker, want my pa het longkanker gehad en weet hy sien dit. Daar was nie altyd hoop gewees in hulle geval nou nie. Kyk, daar's baie mense wat goed doen met behandeling en hulle gaan aan, maar ek dink my verwysing was nog 2 slegte gevalle. My ma het pankreas gehad, my pa het longkanker gehad. So ek het eenvoudig maar net gedink, hier is nie baie hoop nie, want ek onthou my pa se onkoloog het vir my man 'n foto gestuur toe hy vir haar sê, maar ek het nou stadium 4 borskanker, HER2, toe stuur sy vir my 'n foto waar sy op die grond sit met 'n koppie tee. Heeltemal nie happy met dit nie, want ja, jy het dit, volgens die statistieke het ek 'n 2% kans om kankervry te wees op daai stadium in 2018. As jy nog gaan kyk na die data vir HER2 behandeling, gee hulle nou maar vir jou chemo, hulle gee vir jou targeted therapy en ek het 4 letsels in my lewer gehad, so dit was nie eers 1 letsel nie, dit was nou 4, so die metastase daar was genoeg gewees om, ek wil amper sê dit nie baie hoop te gee nie, en ek het dit actually nie rarig gekop toe hulle dit vir my eers sê nie. Ek dink eers agterna het ek besef wat dit behels. Maar ja, ek dink dan is mense net maar gaan nie net maar die ding in. So ek dink my ja, die hele storie van my pa en my ma was my baie daunting en toe dit nou met my gebeur toes ek teen die grond. Hoe het jy die nuus aan jou familie, jou sussie of jou mense? So ja, hulle was maar eintlik altyd saam met my. So wat nou gebeur is jy nou jou diagnose kry van jy het nou watter tipe borskanker ook, dan moet die dokter nog gaan uitfigure wat het dit versprei, want baie vrouens is so gelukkig, hulle kry dit in so vroeg stadium dat mense dit kan of uitsny of net dan radiasie gee. So daar's hoe vroeër jy dit optel, jy wil eintlik nie hê dit moet versprei nie. As ons dit nog in die bors kan vang, dan is jou survival rate goed. Dit is wat die statistieke sê. So as dit nou stadium 4 is, obviously gaan jou oorlewingssyfers oor jare af. So hulle het nou eers toe hulle nou vir my sê ek het borskanker en dis HER2, toe stuur hulle jou vir klomp toetse. So hulle gaan stuur jou vir scans, want hulle wil nou kyk, het dit versprei, en toe hulle nou sien dit het versprei in my lewer, toe die eerste scan sê toe daar's goed in my lewer, my sussie was by, Tony was by, en toe sê hulle maar hulle dink dalk dis hemangiome, want dis nou iets wat vrouens kry in hulle lewer, en so elke keer wat jy nou iets hoor, dan dink jy, okay, wait, hier's dalk 'n bietjie hoop. En toe sê ek moet gaan vir 'n PET scan, toe gaan ek vir die PET scan, want die PET scan is baie meer akkuraat, en toe na die PET scan onthou ek het ons in die kafeteria gesit en ja, so ek sê ek is gelukkig met my man se situasie. Toe laat die radioloog hom gou roep en toe gaan praat ek met die radioloog en toe kom hy terug na ons toe en toe sit hy net so.
En toe skud hy sy kop en toe sê hy, dis die goeie nuusie. En toe sê hy vir my, dit is in my lewer. En my sussie was so upset, sy het net opgestaan en weggeloop. So, ja, dit is mos nou 'n klein familie. Ek het 'n kindersie en ek het een suster, so dit was nou net ons 3. Maar ja, dit is maar trauma as hulle dit vir jou sê, want ja, wat ja, ek dink die mense is ooit voorberei vir enige nuusie. So, al het ek 'n stadium 4 diagnose gehad, dink ek as enige iemand vir jou sê jy het kanker, ongeag hoe ver dit versprei het, die eerste ding waaraan jy dink is, gaan ek doodgaan? Want ek dink dit is maar my verwysingsraamwerk gewees, nê? Elke persoon wat ek nog te doen mee gehad het wat kanker gehad het, het ongelukkig nie geleef na dit nie. So mense is maar 'n bietjie skepties wanneer dit kom by hulle sê vir jou jy het kanker. En tog in 2026 is kankerbehandeling word nou so ver gevat dat mense doen eintlik baie goed. So dis nie altyd 'n doodsvonnis nie, alhoewel daar is mense wat doodgaan van kanker, maar ek dink 'n mens moet nie vergeet nie, as jy die pool van kankermense na kyk, dan is die wat leef nogals baie meer as die wat doodgaan. Maar 'n mens assosieer dit altyd met dood. Maar ja, my sussie en my man was baie gewees met daai nuus en ja, ek het in my huis toe gekom en ek dink ek het maar net gehuil. 'n Mens moet huil. Ek dink jy moenie in daai situasie probeer die sterkste en die braafste persoon wees nie. Ek onthou een dominee het nogals eendag vir my ma, toe my ma oorlede, vir my gesê, if the eyes have no tears, the soul can have no joy, nee? If the eyes have no tears, sê jy moet huil, jy moet dit uithuil, soveel soos wat jy kan. En dan op die ou en dan kom 'n mens weer opverlig en asem om die volgende stapie te vat. Ja. Ja. Jou volgende stap was relatief vinnig behandeling gewees. Hoe het daai behandeling vir jou gelyk fisies en emosioneel? Ja, ek moet sê ek het 2 weke na my diagnose begin met my chemo en ek dink 'n mens kry so 'n bietjie meer hoop en is 'n bietjie meer positief wanneer jy met behandeling begin, want dit is mos nou die proses waar jy nou gaan gesond raak. So ja, binne 2 weke het ek begin met my rooi chemo. Dit is die protokol wat hulle toe voorgeskryf het. Ek weet HER2-positiewe chemo lyk nou deesdae 'n bietjie anders. Hulle het dit nou al 'n bietjie verander. So ja, ek het 4 van hulle gehad en ek het 12 paclitaxels gehad wat ek elke week gekry het. So 'n ou is omtrent so 6 maande wat jy chemo kry. Ek moet sê ek het nie regtig swaar gekry met my chemo nie. My onkoloog vriendin het altyd vir my gesê, as jy naar is, dan is dit jou dokter se skuld. Want daar is soveel naarpille op die mark, dat as jy regtig naar is, dan is dit is nie reg nie. So, ek moet sê, ek was miskien net moeg gewees, gerus, maar naar nie regtig nie. En as ek bietjie nie lekker gevoel het, dan het ek vir haar gesê, kyk, ek is naar, geef my maar nog iets. So die naarpille wat ek gedrink het my nogals uitgeklap. So in elke 3 weke siklus het ek die eerste week so 'n bietjie flou gevoel en daarna die laaste 2 weke was ek fyn. En so ek kry 4 van hulle. En dan die laaste 12 wat ek gekry het wat weekliks was ja, ek het eintlik agtergekom is op chemo nie. Want jy voel is nie naar nie, jy voel nie moeg nie. Alhoewel jy regtig weet dat jy is op behandeling is mos jy nou in die spieël kyk en jy het die hare nie. So ek dink dit is op 'n fisiese vlak was ek moeg vir die eerste week, daarna fyn. Ek het actually in my tweede ronde chemo weer teruggegaan in Pilates gegee. Dit was actually fyn geweest om klas te gee. So ek het net daai eerste 4, wat was dit 12 weke nie, het ek nie Pilates gegee nie, tot ek nou maar gedink, weet ek verdien dit om maar 'n bietjie siek te wees. En toe, maar emosioneel dink ek is daar baie dinge wat jou onderkry. So ek sê altyd vir mense op 'n geestesgesondheidsvlak, is ons vrouens van so geaardheid dat ons dink mos alles is oké. Nee, ons gaan oké wees, ons gaan dit kan doen. Ek gaan nog kos maak, ek gaan nog die kinders uitsort, ek gaan nog die man uitsort, ek gaan aan, ek is oké.
En baie van ons kry dit reg. Jy weet en ek dink baie vrouens, wil ek amper sê, fakie dinge bietjie, want ons is so trots, want ons is so capable. Ja. Maar ek dink dis 'n groot fout wat ons kan maak, is om dit alles te vat, dit wat jy voel, en dit so onder die mat in te stoot, nê? So ek is okay, dis onder die mat, en die kinders is okay, dis onder die mat, en hoe voel jy nie, ek is ook okay, dis ook onder die mat in. En ek besef, vir myself was ek bietjie so gewees, ek was baie besig gewees in daai tyd wat ek behandeling gehad het, want dit is toe nou waar ek moes nou begin het om goed op my kop te wil hê, en ek kry nie 'n ding wat werk, en ek begin nou die hoede maak, so ek was heeltyd besig om die hoedjies te maak, en blomme te maak, en so ek het nooit regtig gaan sit en my siek situasie wil ek amper sê, embrace nie. 'n Mens moet besef dat dit waardeur jy gaan is groot, jou liggaam gaan deur hel, Ja. die chemo maak jou liggaam eintlik half dood voor hy hom weer herstel, so jy moet toelaat dat jy dit bietjie absorbeer, en besef, maar dit waardeur jy gaan is groot, en om hulp te aanvaar. Ek dink, omdat ek 'n baie onafhanklike persoon is, omdat ek nog nooit in my lewe siek was, of kinders gehad het, dat mense my kos moet aandra nie. So niemand het nog ooit vir my kos aangedra nie, ek het dit nie geken nie. So nou, ewe skielik wil mense vir my kos aandra, en dan sê ek vir hulle, nee, maar ek is okay, ek gaan vir ons iets maak. Ek kry, Tony kan vir ons iets kry, hy maak keer niks. So vir my was dit half so, ek wil nie hulp gehad het nie, want ek gaan okay wees, en ek is okay. Maar op die einde van die dag het ek 'n vriendin gehad wat dit vir my so mooi gestel het. Sy het gesê, Larry, ek sit hier so in die wegspringblokke, en ek wag vir jou om vir my te sê hoe ek jou kan help, en wat ek vir jou kan doen, en kan ek vir jou iewers heen ry, of kan ek vir jou iets optel, en ek sê niks nie. So op die einde dink ek het ek baie geleer deur my kankerproses, om toe te laat my maats, mense wat ek ken, mense wat ek nie ken nie, om hulle toe te laat om my te bless met wat ook al hulle wil doen. Ek meen, as jy nou 10 bakke lasagne in jou vriezer het, dan het jy nou 10 bakke lasagne wat jy nou oor die volgende 2 maande kan eet wanneer jy ook al wil. En ek onthou mense het my graag wou ry chemokamer toe, dan een my weer kom haal, dan baie by my gesit, selfs met my bestraling. Ek meen, ek het 16 bestralings gehad. Elke keer wil een my vat. Ja, nou maar sê ek vir my, ek kan ry, ek is okay. Nee, hulle wil my ry. En ek dink daar het ek weer besef, laat toe dat die mense wat vir jou omgee en vir jou lief is, goed vir jou doen. Die seisoen is nou vir hulle om jou spesiaal te laat voel, en hulle wys op so 'n manier vir jou hoe lief hulle vir jou is, en hoe hulle vir jou omgee. En 'n mens moet dit nie ontneem van hulle nie, want dis vir hulle net so erg. As dit jou beste vriendin is wat nou dit oorkom, dan moet mens toelaat dat 'n mens vir hulle die spasie gee om vir jou te wys hoe belangrik en hoe lief hulle vir jou is. Maar ja, ek dink op 'n geestesvlak moet ons as vrouens onsself oppas en nie te sterk probeer wees nie. Dit is okay, waardeur jy gaan regverdig dat jy maar 'n bietjie kan lê, of dat jy maar 'n bietjie kan rus, of dat jy nie by die werk kan wees of kan afvat. Maar ek weet daar is van die dames wat se werke baie ongenaakbaar is en hulle nie tyd afgee nie. En veral as jy ook vir jouself werk, en veral ook as jy 'n enkel ma is bitter swaar. So ek dink, vir my is dit altyd dit dat as jy iemand ken, kyk waar jy kan help, kyk waar jy net 'n arm kan leen en 'n hand kan uitsteek, want ek het 'n meisie leer ken wat 'n enkel ma was, wat net een chemo gehad het. Dat sy het die kans gesien vir 'n tweede een nie, want wie gaan haar kinders kyk? Ja. En dit het op net een chemo gehad en sy moes 'n klomp gehad het. En ja, sy was baie gebless dat haar kanker het nooit weer teruggekom nie. Al het sy net die een chemo gehad na sy 'n mastektomie gehad het. Maar dit is wat gebeur. Daar's vrouens wat met rooi chemo hondsleg, hondsiek voel, gaan werk. Oor hulle baas net vir hulle sê nee, jy kan nie afvat nie. So ek dink is nogals vir daai vrouens, ja, dit is dink emosioneel
Ja, hoe koop jy met dit op die einde van die dag? As jy 'n vrou is met kinders en jy het nie hulp nie, enkel vrouens kry net so swaar, want jy weet, party mense weet nie as hulle is siek nie. Party mense se families het nie meer familie nie. So ja, daar's baie uitdagings wat enige vorm van kankerbehandeling aanbetref as vir vrouens wat nie in 'n bevoordeelde posisie is nie, om 'n partner te hê wat na hulle kan kyk nie. Ja. Verseker. Wat van hierdie het jou onkant gevang wat jy voel niemand het jou voor die tyd verduidelik of gewaarsku van dit nie? Ja. Ek dink veral in borskanker en ek doen nou actually 'n praatjie Saterdag op 'n survivorship dag, jy is hier hoor. Is as jy 'n vrou is en jy het nog 'n partner, dan sê niemand vir jou wat die nagevolge kan wees vir jou intimiteitslewe na die tyd nie. So dit gaan vir 'n nosedive. Niemand sê jou daarvan nie, jy moet dit nou maar uitvind. En dan is dit 'n totale alle chaos, wil ek amper sê, na die tyd om die pad van intimiteit met jou man of jou partner weer te herstel. Want ongelukkig wat chemo doen is dit sit jou in 'n vroeë menopause wat jy nie van weet nie. So dis nie permanent nie, maar dit is vir 'n tyd lank is dinge nie great nie. En dan wanneer jy vir die eerste keer na jou behandeling actually weer kan sien om intiem te wees met jou man, dan kom jy met 'n skok agter oë en hare, hier's groot fout. En dan is dit 'n pynlike proses, dis seer. Jy is dan daarna vreeslik bang want wat as dit weer seer is. So dit is nogal 'n traumatiese ding om agter te kom en dit word nie aan jou verduidelik of vir jou vertel nie. So jou dokter gaan vir jou vertel van jou behandeling en jou mastektomie en jou radiasie en jou medikasie en al die dinge wat kan fout gaan en jy's naar en jy's jou hare wat jy verloor. Maar niemand raak ooit aan daai onderwerp van intimiteit na die tyd nie of sê vir jou, kyk gou jy meisie, hier kom moeilikheid. Ja. So ja, my grootste gesprek wat ek met vrouens het met borskanker is om vir hulle in te lig daaroor. Want aan die einde van die dag, jy weet nie daarvan nie, en nou is julle intiem, en nou is dit verskriklik seer, dis pynlik, dis letterlik, dit gebeur eintlik, dit kan nie gebeur nie, want dit is so seer. So nou het jy trauma, jou arme man het trauma, hy is te bang, en jy is ook bang, want dit is te seer, en hoe kom jy van dit af terug? So ja, aan die einde van die dag is daar hulp, en ek dink dis iets wat, dis so half 'n silent topic wat niemand ooit aanroer nie. Maar omdat ek het op die swaar manier moes leer agterkom, is dit iets wat ek onmiddellik aanspreek as ek met girls praat wat ek in kontak mee kom, om vir hulle te sê, kyk gaga hier, gaan sien 'n ginekoloog wat 'n ouer vrou is, wat dit verstaan en jou dan deur die proses kan help, want daar's baie maniere hoe sy dan vir jou kan of 'n vaginale room gee wat jy kan gebruik, of jy kan so hulle help dan vir jou dat jy daai proses smooth weer kan in die ding ingaan. Die ongelukkige deel is ons hormoonsensitiewe dames, hulle gaan word in menopause geforseer met die medikasie wat hulle gebruik. So dit is dan 'n lewenslange probleem waarmee jy sit. So jy gaan iets aan moet doen. Want Papa Beer gaan nie baie happy wees nie. Ja. En dit is ongemaklik vir jou, so so daar's definitief hulp, maar 'n ou moet by die regte persoon uitkom om jou te help. Want daar is goed wat die dames wat hormoonsensitief is kan gebruik. Maar jou dokter, jy gaan nou nie met 'n jong manlike dokter regkom nie. Gaan sien 'n ouer vrou wat ginekologie doen. Nie meer babas vang nie, want hulle is geplaar reg vir jou wat sukkel nie. So daar is dokters daar buite wat baie goed is daarmee en 'n mens moet maar net 'n bietjie navorsing doen en die regte persoon kry. So dis die groot skok wat ek moes kry. Daai was vir my die ergste. Die res kan 'n mens you wing it, want dis nie permanent nie. En dit is nie nog 'n traumatiese
saak nie. Ek dink vir hare is vir baie vrouens 'n ding, maar ek weet ons weet dit. Ja. Maar ja, die dokters, ding is ons moet ook nie vergeet die onkoloog het net soveel tyd met jou en daar is so baie inligting. En daar is ja, hulle kan nie by alles uitkom nie. En die ding is Google is ook nie altyd so vriendelik om vir jou advies te gee nie. Maar ja, mens moet maar in kontak kom met mense wat deur die proses gegaan het. As jy daar in die chemokamer sit, man, jy's mos nou nie die enigste een wat daar sit met 'n drip vir 'n borskanker hê. Praat met die een langs jou. Sy sal 'n end af in die pad. Moenie 'n eiland wees nie. Ja, dis jou community daar in die chemokamer. Ek dink baie ek gaan gereeld chemokamer toe om van die girls bietjie te ondersteun. Wat begin met chemo, dan sit ek daar. Dan sien ek daar's twee groepe. Daar's die groep wat praat met die klomp om hulle en dan staan die een wat net die boek lees of net die rekenaar doen, want ek wil tog net met niemand praat nie, want dit is so dramaties om hier te sit. Kyk gou hier, jy's in dit. Leef dit nou maar. Aanvaar dit maar en praat maar met die mense om jou, dit is nie so erg hier. 'n Mens, jy kan van waarde wees vir iemand daar in die chemokamer ook. So, ek dink, maar ja, dis persoonlikheid. 'n Mens kan dit seker nou ook nie afskiet nie. Party persoonlikhede gaan nie wil praat nie en ander is weer fyn daaroor om te praat, maar ek het gevind om met mense om my te gesels. Dan besef ek man, ek is maar nog nie al een wat hierdeur gaan nie. Dit is nie heeltemal so erg nie. Elke liewe mens wat hierso sit, elke dag, 5 dae 'n week, gaan deur chemoterapie. Hulle is net so bang soos ek. Dis hulle net so sleg soos vir my. Hulle het dit ook nie gesien kom nie. So daai groep is eintlik maar jou tribe. Dis jou mense wat die stappie stap in jou voetspore. Want die mense daar buite verstaan nie hoe jy voel nie. Dit is nogals moeilik om vir mense wat nie deur dit gaan te verduidelik hoe jy voel nie. So die mense in die chemokamer is die mense wat tog kan relate. Ja. Seker. Jy het ook 'n mastektomie gehad. Hoe het dit jou verhouding met jou eie lyf verander? Het dit? Ja, ek het gegaan vir die dubbele mastektomie met rekonstruksie, so ek wou albei af hê. Vandag dink ek is dit onwys om net altyd alles te wil af hê, want borsbesparende chirurgie se uitkoms versus 'n mastektomie is min of meer dieselfde. So jy het nie nodig om so drasties en dramaties te gaan nie. So ek het toe op die ou einde albei borste gerekonstruksie gedoen, maar ek het komplikasies gehad in my een bors waar hulle die tepel afgehaal het. Die wond wou nie gesond raak daar waar die tepel afgehaal is nie. So ek het vir maande gesukkel. Elke keer teruggegaan, dan haal hulle ek kan sê die roofies af wat nie gesond wil raak nie, dan sit hulle weer steke in. Seker vir 3 maande so aangekarring en toe moes ons 'n call maak en besluit, kykie, dit moet nou uit want ek moet begin met bestraling. Jy is veronderstel om met bestraling te begin 'n sekere hoeveelheid maande tyd na jou laaste chemo. So toe het ek dit laat op die einde een silikoon laat uithaal. Toe loop ek nou met een silikoon aan en een af. En toe later met COVID, toe het ek eendag aan die ander bors ook redelike swelling en rooi. Toe sê my chirurg vir my, maar kom ons haal die ander een ook uit, want die dokter het toe gedink, miskien het ek daar 'n biofilm om die rekonstruksie van die silikoon gevorm en so my liggaam hou nie van dit nie. En dan verwerp dit aan mekaar en die wond wil nie gesond raak nie. So toe sê my nou toets vir COVID, toe het ek nou COVID, wat ek nie eens geweet nie, toe sê sy kan hom nou nie uithaal nie, maar lang storie kort, hulle het op die ou en die laaste, toe nou ook die ander silikoon uitgehaal, en toe was ek verlang, weet ek maar net so gelyk. Toe besluit ek nee, dit is my traumaties, hierdie rekonstruksie storie wat nie lekker gewerk het nie, toe het ek my radiasie gehad, en eers 3 jaar later, toe ek nou weer vir opvolg gaan, want ek gaan elke 6 maande vir opvolg, toe sê my dokter vir my, Laurie, jy doen nou so goed, dink jy nie miskien ons moet kyk om vir jou miskien 'n bietjie vet in my borste in te sit, so hulle doen lipofilling, al vet uit, sit vet in, en at least is nou nie heeltemal so
So dit het my nie gepla nie, waar dit my wel gepla het is ek kan nie regtig 'n T-shirt of iets gedra het nie, want omdat die een bors groter as die ander een was, as ek nou my T-shirts gedra het wat gesê het Warrior, dan staan die Warrior skeef, want die een TT is nou groter as die ander een. So esteties raak dit dan net vir jou klere beter. So ek sê altyd vir mense, dit gaan maar oor hoe jou klere aan jou gaan sit. So as jy dan geneig is om losgoed te dra, dan is dit fyn, maar as jy nou byvoorbeeld 'n T-shirt dra, dan dit lyk my net altyd die eerste ding wat ek nou al omdat ek dit nou self gehad het, kan ek gou sien as iemand dit gehad het, want my oog sien onmiddellik die klere sit hier reg hier. Maar dit is vir jouself. Jy doen die mastektomie en die rekonstruksie vir jouself. Jy doen dit vir niemand anders nie. So ek het op die eind besluit, kom ek doen die lipofilling. So ek het 4 lipofilling sessies gehad, dis ook maar seer. My borste is nie perfek nie, maar ek dink waar dit inkom is, daar is skaring, daar gaan altyd skaring wees. Die gevoel en die sensasie in jou bors is altyd anders. Jy voel dood as hulle 'n dubbele mastektomie gedoen het, want hulle skil basies al die bors, soveel as moontlik borsweefsel uit. Onthou, hulle kan nie alles uithaal nie, soveel as moontlik. En in daai proses is jou borste verloor sensasie. So as jy iemand is, want baie mense se borste is vir hulle in sensasie 'n groot ding, dan sou ek nie voorstel jy haal alles net af en doen 'n dubbele mastektomie. Hou wat jy het, haal uit wat ons kan as dit aangedui is en doen net lipofilling in die kant waar dit uitgehaal het, sodat jy soveel as moontlik sensasie kan behou. Myne is heeltemal dood. Dit voel asof ek aan iemand anders se tities vat as ek aan myne vat. Dit is heeltemal dood. Dit is ja. So nou vra ek altyd vir myself af in hindsight, wat sou ek gedoen het? Ek sou geluister het na my dokter en borsbesparende chirurgie gedoen het. Ek dink ek was so upset gewees oor my stadium 4 diagnose, dat ek vir myself gesê het, ek wil net alles af hê, dat dit nooit weer kan terugkom nie. Maar 7 jaar af in die pad het ek nou al baie slimmer en wyser geraak. As hulle 'n mastektomie doen by jou, kan hulle nie al die borsweefsel uithaal nie. Ja. Hulle kan nie. So die borskanker kan weer terugkom in 'n dubbele mastektomie met rekonstruksie. Dit kan. En ek het half gedink nee, né? Soos 'n halwe inligting wat 'n mens nou maar iewers langs die pad optel. So ja, ek moet nog steeds gaan vir 'n mammogram elke jaar. Hoekom? Want daar is nog steeds borsweefsel. Al het jy dan nou silikon in, al het hulle nou soveel as moontlik afgehaal, hulle kan nie alles uithaal nie. So jy kan, dit kan terugkom in die bors wat hulle uitgehaal het en gerekonstruksie het. So ek dink, as ek nou moet terugdink, of as jy bang is, sal ek plat gaan, en dan kan hulle later vir jou 'n expander insit en jou velletjie bietjie rek om vir jou bietjie meer van 'n titie te gee, want dan is al die borsweefsel nou weg. Maar as jy jou tepeltjies hou en jy sit silikone in, dink ek, ja, die kans is daar dat dit weer kan terugkom. So ek dink wat gebeur is vir die eerste paar maande wat ek en Tony intiem was na my mastektomie, was ek baie selfbewus, want jou lyf, nee, dit voel nie soos jou lyfie. As jy in die spieël kyk, dis jy, maar dis ook nie jy nie. En ek dink dit is die ding van borskankerbehandeling. As jy in die spieël kyk, dan jy nie hare nie. Jy het die ooghare nie, jy het die wimpers nie. Jy verloor mos al jare. So jy kan nou sien, jy gaan deur behandeling. Na die tyd as die hare nou teruggroei, dan sit jy weer met die skaring. Ja. So mens vat maar 'n nak wat jou selfbeeld aanbetref. Party meisies wat miskien nou albei hulle tepels hou, se borsies lyk mooi. Baie meisies het geen tepels nie, so jy lyk soos Barbie. Kyk, Barbie pop het mos die tepels nie. Jy lyk soos Barbie. So jy weet elke keer wat jy jou klere uittrek, weet jy het borskanker gehad. So dis asof dit nie kan los nie. Ek wil amper sê as jou borste kon lyk soos dit gelyk het voor die tyd, mag dit miskien dalk bietjie vaag raak en mens raak half, jy weet, dit raak nie mense elke dag, weet jy het borskanker gehad nie. Maar
Ja, party vrouens bly agter met limfedeem in hulle arms as gevolg van die hoeveelheid klere wat hulle uitgehaal het. Jy verloor sensasie in jou bors, jy weet maar altyd daarvan. Ja, dit is maar 'n selfbeelding, maar vir jou, die mense van buite af sien dit nie. Dis net jy wat met daai skaars loop en ja, en dit pla eintlik net maar net vir jou. Dit is hoekom baie mense vir jou sê, "O, jy lyk so goed, jy lyk so goed." Maar jy voel nie altyd in jou binneste so goed nie. Want looks is deceiving. Daai goed sit mos maar diep emosioneel binne in jou en dan obviously op jou lyf as jy na vir jouself kyk. Maar ek dink definitief in die begin vir intiem wees, man altyd 'n dingetjie aangehaat. Want ek voel so, dis al wat my man raak sien. Maar dan sê hy vir my, dit is nie. Ek dink hulle is so dankbaar jy leef, want hulle maar nie eens of jy borste het nie. Maar jy voel so halwe jy, as van dit wat jy gehad het nie meer daar is nie, dit is nogal so, ja, is nogal so ding. Maar my dubbele mastektomie het vir my goeie nuus gegee. So, die groot manier hoe die dokter nou weet of jou chemoterapie vir jou gewerk het. Want kyk ons, die wat nou chemoterapie kry, so hulle gee dit vir jou en dan doen hulle 'n CT scan agterna mos nou om te kyk, is die kanker weg? En na my CT scan wat 6 weke was, dink ek na my chemo, het toe gewys daar's niks in my lewer meer oor nie en daar's niks in my bors meer oor nie. So dit lyk skoon. Maar jy weet nie of daar mikroskopies nog ietsie agtergebly het in jou bors nie. So wanneer hulle 'n mastektomie doen, dan haal hulle nou al die borsweefsel uit. So dis die area waar die letsel of die tumor gesit het, dan stuur hulle dit alles weg om te ontleed. En dan kan hulle nou vir jou sê, okay, luister hier, daar was nog 'n klein bietjie selletjies oor, maar ons het alles uitgesny, of hulle kan vir jou sê hulle het niks gekry nie en dit was heeltemal skoon. So daai aspek is dan nie 'n slegte ding om ook te doen nie, maar hulle sal gewoonlik die area waar die tumor was gaan uitsny om juis te gaan kyk onder die mikroskoop. Is alles skoon, want dit bepaal dan nou natuurlik of hulle nog vir jou hoeveel ekstra targeted therapy hulle miskien nog vir jou moet gee. Hoe lank gaan jy moontlik nou nog jou hormoonblokkers moet gebruik? En dit gee ook vir hulle 'n indikasie van hoe goed het die chemo gewerk. Ja, so daar is pros en cons agter die mastektomie storie, maar jy hoef nie 'n volle mastektomie te hê nie. Jy kan net gaan na die dokter die deel uitsny waar die kanker gesit het. Ja, ek dink vrees is 'n groot drywer vir die besluite wat mens neem op daai stadium en daar's nie genoeg mense rondom jou wat miskien daai ervaring al gehad het wat jou kan rustig maak daaroor nie. So ek het ook bilateraal flat gedoen, maar as ek terugkyk, wonder ek baie keer moes ek nou 'n ander besluit gemaak het, want dit is nogal 'n groot stap om te neem en dit het definitief impak op hoe jy dinge beleef en dit bring my tot by 'n statistiek op my kankergroepe is daar vreeslik baie huwelike wat nou skibreek ly onder kanker, borskanker veral. Ek dink jy het genoem, 'n mens het eintlik maar 'n ding met jouself. So miskien is dit nie so erg vir jou man soos wat jy dink nie, maar dit is erg vir jou. So dit verander maar die situasie. Wat het hierdie vir jou geleer oor liefde en oor huwelik? Vir my het dit geleer dat dit gaan nie oor, ek dink as 'n mens, as alles goed werk, ek sê altyd as alles 'n 5-ster rating het, jy is nog, jou vaginale wand is nog plomp en alles gaan goed en die lubrikasie is daar, dis, alles is so half, jy hoef nie afspraak te maak nie, alles is net maklik, nie? Alles is spontaan. Na borskanker verander dit totaal en al. Jy moet nou intentioneel besluit, okay, ek dink ons gaan nou vanaand dit doen. En dan moet jy nou beplan dat daar genoeg lubrikasie betrokke is, sodat ons nie in pyn is nie. So ek dink maar dit het 'n lang proses gevat vir my om dit uit te moes figure, want ek weet ook van baie borskankermaats huwelike wat skibreek gely het. Dit gaan meer vir ons as vrou is dit moeiliker, want dit is
dit is nie soos dit altyd was nie, en ek dink die een ding wat jy moet besef is, dit mag dalk nooit weer teruggaan na wat dit was nie. Veral as jy 'n pasiënt is wat 'n hormoonsensitiewe borskanker het. En ek meen, dit is ook wat gebeur met vrouens wat menopausaal gaan. So, vir die jong meisies daar buite, moenie dink jy's uit woodworks nie. Wanneer die menopause kom, gaan jy in elk geval met daai probleem sit. So, iewers along the line gaan jy moet leer om deur hierdie proses te navigeer, van intimiteit wat seer is, dis pynlik met penetrasie, dit is droog, jy gaan 10 baie meer urineweginfeksies ook kry, omdat jy so jou vaginale wand dun is. Daai issues gaan deel van jou lewe raak, so jy gaan moet leer om met dit te werk, en so gaan kommunikasie 'n groot rol moet speel. Jy gaan, as jy nou in hierdie proses is, moet met jou man kommunikeer. En dis hoekom 'n mens vir hom moet gaan sê, kykie, dit is die nuwe normaal. Dit gaan nie verander nie. So ons as vrouens gaan moet leer om meer te kommunikeer, om ons mans beter te lei in die proses van intimiteit, en ook om te besef dat intimiteit gaan 'n ander vorm aanneem. Dit gaan, ek dink vir ons het dit geraak, dit gaan nie nou net meer oor om seks te hê nie. Dit gaan oor om by mekaar te wees, in mekaar se arms te lê, om ander maniere te kry om intiem te wees. En so leer ken 'n mens mekaar actually ook beter. En ek dink 'n ou se liefde gaan in 'n volgende vlak in. Want hier sit jy met 'n vrou wat jy amper verloor het, en nou is sy gespaar. So, ek dink as die verhouding van so 'n aard is hy veronderstel om beter te raak na borskanker, maar ek neem aan, as hy bietjie skibbereek gelyk voor die tyd, gaan dit dalk 'n issue kan wees na jou borskanker, tensy julle kommunikasie en julle intimiteit nader aan mekaar kan kry. So, ja, ek dink vir my en Tony is ons verhouding definitief beter. Hy is net, ek dink vir hom, het gaan dit oor die dankbaarheid, dat ek was nou deel van die 2% statistiek wat heeltemal kankervry kon uitstap na stadium 4 HER2 diagnose. So ek het eintlik 'n 98% kans gehad dat my kanker nie sou weggaan nie, en ek is nie seker of ek dan miskien nog hier sou gewees het nie. So hy is net so dankbaar dat ek nou nog hier is. So ek dink dit is moeilik vir elke verhouding, maar jy gaan dit moet navigeer, en ek dink die vrou wat deur die proses gegaan het, gaan die leiding moet neem in hierdie ding. Want ek dink in ons verhouding is hy bang, hy maak my seer, want ek dink na daai eerste traumatiese aand, is dit seker nou soos 'n letsel in sy brein, dat hy kan nie deur dit kom nie. So ek moet die een wees wat dit initieer, wat ek doen, want ek dink dit is net makliker vir my, en dan vir hom ook, want dan weet hy, okay, jy weet, ek sien kans, let's go for it. Maar ek moet sê, ek moet ook mooi kyk na so ek het rome wat ek gebruik, en ek moet seker maak dat ek dit gebruik, want as ek dit nie gebruik nie, dan is dit seer. Ja. So my dokter was so nice geweest, so chemoterapie kan ook nerve ending, jou senuwees bietjie skade doen, en dan is dit soos 'n steekbrandpyn. En sy het vir my goed gegee wat dan 'n numbing cream in is, so dit verdoof het, sodat as ek dit gebruik, dat dit nie seer is nie. So ek dink 'n ou moet maar net baie praat hieroor, en dit maar lig maak, want kyk, dit is mos nou, 'n mens moet nou weer van probeer maak deur hierdie proses. So nou met die lubrikasiepotte moet nou oral staan, en dit moet ingepak word as ons weggaan, en 'n mens moet seker maak, het jou roompies in, en dit is maar 'n ding. Dit is nie dieselfde soos wat dit altyd was nie. Ek moet sê, verby is dit beter. Maar ja, daar kom 'n bietjie humor in die storie as mens nou met die potte room rondloop. So ek sê altyd vir die meisies, gebruik 'n silikoon tipe lubrikasie, want wat dit doen is dit verdamp nie. Jy hoef dit nie die hele tyd aan te smeer nie. En so dit is die beter opsie om te gebruik. En dan ja, moet 'n mens maar 'n bietjie humor in die ding inbring, hoor, want anders gaan daar niks gebeur nie.
Ek dink as jy in menopause ingeforseer word, gaan jou libido ook nog teen die grond in. So die lus is ook nog weg. So dit is baie effort. Dis rarig, dis baie effort. En ja, ek weet ek is nou hierdie jaar, waar is ek nou, 34 jaar getroud. 'n Ou, jy moet 'n pad deur dit sien, want jy kan nie heeltemal nou besluit daar gaan niks wees nie. Ek het met baie vrouens al gechat wat vir jare geen intimiteit met hulle man sit nie. Jou huwelik gaan nie werk nie. I'm sorry to say, jy kan nou daai resepie probeer, maar as hy gaan werk, good for you, maar ek dink jy gaan nie. So, jy as vrou wat hierdie hele hel in terug is, moet nou nog die ding ook navigate. Maar ja, ek dink die dankbaarheid dat jy deur die drif kon trek, maak dat jy dit 'n effort aanwend. Wend hom maar aan, 'n effortjie. Die dokters het jou 'n unicorn genoem. Kan jy vir ons verduidelik hoekom? Weet jy, ek dink hulle destyds vir my gesê ek is 'n medical unicorn oor hierdie 2% kans, maar ek dink ja, so in 2018 het ek 'n 2% kans gehad om kankervry te wees op 'n stadium 4 metastatiese R2 positiewe borskanker. So toe hulle my mastektomie nou doen hulle ontleed hulle alles, dis daar geen kanker sigbaar nie. So ek het 'n volledige patologiese respons gehad wat die dokter net gevoel het gebeur nie. Daar's altyd nog selletjies wat agterbly. En dis hoekom hulle toe nou sê nee, Lorraine, jy is net so 'n medical unicorn, maar dit is nou die jaar 2026. Ek het 'n hele paar stadium 4 R2 positiewe maats wat kankervry is. Ja. So ja, ek dink wat die behandeling aanbetref, raak dinge definitief beter. Daar na my behandeling, so ek was op Herceptin gewees wat 'n targeted therapy medikasie is vir toe ek gediagnoseer is, het hulle vir my gesê ek gaan lewenslank op dit wees. Elke 3 weke gegaan vir hierdie inspuiting. Toe ek nou by nommer 79 kom, dis nou 4,5 jaar af in die pad, toe's ek nou oor dit. Toe sê ek maar kyk gou-gou, ek kan nou nie meer vir dit doen nie, want ek kom toe agter as 'n pilates juffrou dat my spiertonus is besig om te gaan, en ek lees toe in die voubiljet, ja, dit kan gebeur, en ek dink nou maar, hoe gaan ek nou lyk as ek nou vir die res van my lewe is? Plus daar is die data daar buite om te sê, hoe lank moet ek dit gebruik nie? Want Herceptin, dink ek was toe nou nog nie so lank op die markokkie. So hulle het nou, toe ek nou in 2018 gediagnoseer is, het hulle nog net behandeling gehad vir HER2 10 jaar voor dit. So die data was nie genoeg om te weet hoe lank moet ek dit gebruik. So meeste dames wat HER2 positiewe borskanker kry, gebruik Herceptin vir 12 maande, 8 tot 18 maande. So hulle kry soveel van hulle en dan stop hulle dit fisies. So nou kom ek hier en hulle het my nou skoon, want eintlik sal hulle my nou op Herceptin mos gesit het tot ek nou doodgaan, nee, dis mos nou dit werk. Ek is mos in stadium 4. So jy gebruik dit nou tot jy nou nie meer daar is nie. So hulle het nie enige weet nie wat om te doen nie. So ek is toe nou skoon. So nou weet hulle ook nie wat om te doen nie. So nou gebruik ek dit maar. Niemand sê gaan ek dit nou gebruik tot liewe Jesus op die wolke aankom of wat? Gaan ek nou wanneer hou ek nou op? Maar in elk geval, ek het toe nou op nommer 79 gestop. En saam met my dokters het hulle besluit, gechat onder mekaar en gesê, okay, ek kan. Want wat toe nou gebeur is, toe ek nou heeltemal skoon is, toe sê hulle, ek het nou die lewensverwagting van 'n stadium 1 HER2 positiewe pasiënt. Wat beteken dat as jy op stadium 1 gediagnoseer word, dan sê hulle vir jou, ag weet wat die kanse vir jou borskanker om terug te kom oor 10 jaar is, sê maar iets soos 5%, of sê maar so iets. So hulle het my nou in daai kategorie loop sit, en toe besluit ek, okay, maar ek gaan dit nou stop. So dit is nou waar die medical unicorn ding inkom, maar ek dink in vandag, na die behandelingsregime al verander het, so die chemo het al verander, die Herceptin het nog 'n ding bygekry, so die behandeling is nou al baie anders as wat ek gehad het. So ek dink met die bietjie wat ons gehad het in 2018, het dit vir hulle gevoel, dit is nou half goed, dat ek nou na 4 letsels in die lewer alles heeltemal skoon is. Ja, so far so good. As jy dink aan kanker,
Wat het dit van jou gevat en wat het dit vir jou gegee as jy dit in perspektief moet sit? So, ek dink dit het rarig, ek sit te dink nou wat het dit nou van my gevat? Nie rarig, in hindsight nie baie nie. In fact, ek dink nie dit het rarig iets van my gevat nie, behalwe dat my boekies nie lyk soos dit lyk nie, uit 'n fisiese oogpunt, maar wat dit vir my gegee het is baie meer as wat ek ooit kon imagine. So ek sê altyd vir mense, die persoon wie ek vandag is, en wat ek van die lewe kry, is iets wat ek nie sou gekry het as ek dit nie gehad het nie. Ek dink die dankbaarheid wat 'n ou uit hierdie proses uit kry is meer as wat enigiemand ooit sal kan uit hulle eie uit bymekaar sit. Jou lus vir die lewe is baie groter. Klein goedjies pla jou nie. Ek meen, as mense by my kom met goedertjies oor aardse goedjies wat hulle nou vreeslik oor aangaan, dan wil ek nou maar iets oorkom, want dan dink ek, jene, dit is nou die ergste ding waaraan jy kan dink. So, I don't fret the small stuff. Die lewe is my baie meer hoe hy na my toe kom, so kry ek hom. Ek stres nie te veel nie, ek oor goed in die toekoms nie. Ek kan nie vreeslik ver vooruit beplan nie. Ek lewe regtig in die oomblik. So daai memento vivere, wat beteken to live in the moment, het ek gedoen in my diagnose tyd, maar ook nou. Ek doen nou wat vir my lekker is. Ek maak nie planne maande vooruit nie. Ek kan nie dit doen nie, want ek weet nie, môre trap 'n bus my en as ek in elk geval hierdie. So ek hou daarvan om nou by 'n vriendin in te klop, ek sê hallo, ek is hier, is jy tyd, het jy tyd, nee, het jy nie tyd nie, ja. En dan kuier ek nou. So ek is nie iemand wat vreeslik baie beplan nie. Ek lewe regtig waar vir nou en ek doen vir goed wat vir my lekker is. Kykie, ek verknies my nou nie met iets waarvoor ek lus is nie. Ek sê maklik nee ook. As ek lus is, sê ek nee, dankie, ek wil nie kom nie, ek gaan nie kom nie. Ek doen nou net wat lekker is, want aan die einde van die dag het ek besef, mens moet net jouself wees. En jy moet dit net geniet. En jy moet nie toelaat dat mense vir jou dikteer wie of wat jy moet wees nie. So my lewe vir my nou is, ja, ek het baie te doen met borskanker mense, met my online besigheid met die wikkies, is dit my passie om regtig waar daar te wees vir vrouens. Mense stuur hulle vriendinne se nommers vir my, ek bel hulle, ek chat met hulle, ek volg op, ek hoor hoe gaan dit met jou. En dit gaan nie oor ek weet baie nie, dit gaan oor ek het die t-shirt gekry, ek het hom, ek kan met jou praat, ek kan vir jou sê hoe dit gaan voel. En ek is daar vir jou en as jy net wil huil, dan huil ons saam. En as jy in die chemokamer kom vir die eerste keer, dan wil ek graag daar wees saam met jou. So vir my gaan dit oor, ek het nie regtig iemand geken die dag toe ek gediagnoseer is met borskanker, wat my kon vertel het van die chemo nie, en die goed nie. Ek het op die ouende girltjie ontmoet, maar nie almal wil altyd praat daaroor nie. Ek kry baie vrouens wat, jy weet, hulle wil dit net agter hulle sit, wil nooit weer daaroor praat nie. Ek wil regtig daar wees vir die mense wat die iemand soek om net meer te connect, net nie die vrees bietjie weg te vat van dit is nie so erg nie, jy gaan okay wees. Ja, jy gaan miskien 'n chemo moet skiep omdat jy nie witseltellings het nie. Ja, jy gaan miskien dit of daai doen, maar jy gaan okay wees aan die einde van die dag. So ja, chemo of my borskanker het vir my baie gegee. Ek is die eendag spyt dit het met my gebeur nie. Dit is traumaties. Dit is nie lekker nie, maar weet jy wat, dit bou soveel karakter. Jy leer ken jouself soveel beter. Jy maak jy maak van die lewe iets en jy leef definitief voluit. So ek is baie excited om nou na 7 jaar, 8 jaar, waar is ons nou? Is ons boek nou by die editor. So ek het nou saam met my wat noem jy dit? Onkoloog vriendin en my sielkundige 'n boek uitgebring wat gaan oor how to be okay deur hierdie proses van borskanker, want ek dink dis die een ding wat ek agtergekom het. Ek het vir 3 jaar lank die battle gefight in my kop en toe kom die wiele af. En toe gaan sien ek 'n sielkundige en basies is dit maar soos posttraumatiese stres wat jy het, want jy is deur hierdie trauma, maar jy het nie geleer om dit te verwerk nie. En ek het agtergekom baie vrouens sit met daai ding aan die einde van die dag.
Hulle kom net nie weer aan die gang nie. Dit is asof daar so 'n donker wolk oor jou kop hang. So ja, deur al die sleg, yes, dink ek tog is dit vir my sou ek nie Larry Ann gewees het vandag as dit nie was vir my borskanker nie. Ek is opgewonde oor die boek. Ja, ek is excited. Ek wil graag 'n bietjie praat oor die witjies. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel hoe het dit ontstaan? Want dit is nogal iets amazing. Dis anders as enigiets anders daar buite. As ek dink as mense jou volg op Instagram, dan gaan hulle sien hoe kreatief jy is met die fotosessies wat jy het en alles. Dis so amazing. Maar die witjies is ook so. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel van dit? Ja, so eintlik maar wat gebeur het is ek het mos al geweet ek gaan my hare verloor. Toe kry ek 'n dametjie, actually my buurvrou is 'n verpleegsuster wat baba inentings doen. En toe ek net my hare verloor, toe stuur sy my 'n boodskap, toe sê sy my sy het nou hierdie dametjie wat die mooiste kopbedekkings dra. Sy gaan vir my 'n nommer stuur, dan kan sy miskien vir my kom wys wat sy doen. En ek het haar toe gebel, want ek het nog eers my hare verloor het. Toe sê girl hier, dit het vir my gewys hoe om nou die vreeslike kopdoekies te vou, te pragtig, maar vat baie lank. Dit is te lank. Dit was 'n buff wat ek op my kop sit en dan bo op die buff het sy 'n sokkie gesit. Dan sit die buff nou so gedraai, teruggetrek oor haar kop, né? En as die kopie nou hoog, dan sy nou 'n serp om die kop gedraai en dan het jy nou amper soos een van hierdie African weet godinne gelyk, te pragtig, maar vat vir ever om die dingetjie te draai. En toe gee ek mos dan nog Pilates. En die kopdoek gedoen, dekkie vat net te lank in die oggend, want ek moet 3 keer, 4 keer die doppietjie draai. Toe het ek 'n vriendin wat bietjie modeontwerp gestudeer het en ek gaan toe op en toe probeer ek nou vir my hoedjies koop. Maar toe is ons buitelandse import nog glad nie daar nie. So jy kan die import in 2018 gaan daar niks aan nie. En alles wat ek wil bestel is oorsee. En toe kyk ek die goed, so dog ek, maar weet jy wat, ek gaan kyk of ek hierdie dingetjie kan maak. Dit lyk nie vir my te moeilikie. So ek het naaldwerk gehad op skool, nou nie tot 'n matriekie, maar ek kan hom reguit stik. En toe gaan ek hier na 'n winkeltjie naby en ek kry my stukkie rek lap en dit is scuba lap. En ek stik vir my daai dinge mekaar hoor. Maar dit het nie baie mooi uitgekom nie, want toe weet ek nie wat om die boot te doen nie. In elk geval, vriendin kom toe nader, sy sorteer toe dit uit en ek begin toe nou vir my hoedjies maak. So elke dag ry ek nou af en ons noem dit die krapwinkel. Jy koop per gewig. So ek koop 'n metertjie of 30 cm lap. Dan maak ek nou vir my hoed en elke dag het ek nou 'n ander hoed gestik. Toe is ek baie, so ek is inherent baie lui in die sin van ek is nie 'n gedetailleerde persoon nie. So ek gaan nou nie 'n dagboekie hou nie en vertel van my siekte hier skryf nie, dis te veel energie wat ek moet insit om dit te doen. Toe begin ek hierdie Facebook page Bold and Beautiful in 2018 se Desember, toe my hare nou begin uitval het. Toe besluit ek, okay, dit gaan nou soos 'n fotogalery wees vir my, waarna ek kan terugkyk, want ek is te lui vir hierdie hele storie. Toe begin ek nou elke dag net daar post wat se hoed het ek op wat met my outfit pas. En ek weet nie waar die spul vandaan gekom het wat op my page beland het nie, maar toe ek weer sien, toe sal hordes mense en almal wil weet waar koop ek dit. Sê ek nee, ek maak dit. Toe begin ek blomme maak. So dis wat gebeur het deur my chemo. Ek het nie tyd gehad om siek te raak nie. Ek het net elke dag goedjies gestik. Toe begin die mense my vra, maar kan hulle ook koop? Toe sê ek ja. Toe het ek nou 'n WhatsApp, my nommer was daar. So jy het nou vir my ge-WhatsApp, dan ek nou vir jou al die foto's gestuur van al die hoede wat ek het, want daar was net een van elke hoed. En dan kies jy en dan stuur ek dit vir jou. Toe nou nogals met RMX of PEP, een van daai nommertjies. Ja, en ek het vir die eerste jaar van my, eintlik die hele tyd wat ek chemo gehad het ek net hoede gemaak. Ouerlakkers gehad, 2 ouerlakkers, ek en 'n Pilates kliënt het na Pilates, dan stik ons al die rook trek. En dan het ek kompetisies gehou vir blomme. Mense moet vir my blomme maak, knope gestuur, lappe gestuur, blomme gemaak tot laat in die nag. En op die ou einde het ek dit nou maar so verkoop. En ek het op die ou einde in 2019, toe my suster vir my begin help, toe het ek 'n online shop begin. Toe het ek begin om meer as een van dieselfde hoedjie te maak, sodat dit moontlik is om dit te koop op my winkel. En dan het ek natuurlik eksklusiewe hoede wat net een van gemaak is met beautiful blomme wat net jy een van het.
So die reeks is redelik groot. Ek voer ook hoedjies in wat meer tradisionele hoedjies is, maar ek het nog steeds my oorspronklike klashoed, dan het ek 'n beraaihoed en dan het ek 'n jockeyhoed wat ek verkoop en slaaphoedjies. So ja, aanlyn kan die mense dit nou daar kry en dan het ek ook 'n hele paar borskanker goetertjies, soos boekies en allerlei goedjies. Maar ja, die hoede is maar my passie. Ek dink wat dit vir my beteken het, is dit het vir my bietjie meer selfbeeld gegee. Ek het bietjie meer gevoel, ek lyk nie nou meer so sad nie, want dit is die ding wat ek agtergekom het. As mense jou met 'n kaal kop sien, dan onmiddellik kry hulle jou jammer en dis iets wat ek nie wou hê nie, of dis iets wat ek nie, dis iets wat ek wou hê, ja, wou hê nie. So toe ek nou die hoede begin dra, ek onthou die eerste dag wat ek my eerste hoedjie gemaak het, toe gaan ek af Pick n Pay toe en dan nog 'n plek toe en ek dink 3 mense het my gestop en vir my gevra waar kry ek hierdie hoed? Toe sê ek hierdie hoed gemaak. En ek was so heeltemal weggeblown away. Ek kan nie verstaan nie, wat die hel, hier het almal gaan aan oor die hoed. So dit het vir my baie selfvertroue gegee. Want ja, okay, nou dra ek die hoed, maar die fokus is nie op die siekte nie, die fokus is meer op hoe mooi dit lyk. En dit het nogals my hulp, hulle my stap gegee, dit het vir my 'n kans gegee om bietjie uit te kom, want anders raak 'n mens baie geïsoleerd. Ek myself wou nie 'n pruik dra nie. Ek kan gou sien as iemand 'n pruik aan het. So dan dink ek altyd, dan gaan hulle nou ook sien ek het 'n pruik aan. So ek dra eerder die hoed. I'm just gonna own it. I'm gonna own it dat ek op chemo is. Maar ek wil nou nie dit so probeer wegsteek dat dit ook nou nog 'n questionable ding is vir mense nie, want ek onthou ek het enige vroutjie gehad, sy het hierna toe gekom, of nee, ek het haar in die chemokamer raak geloop en sy het 'n pruik aan. Ag, o nee, haar hare het nog nie uitgeval nie. En sy sê toe vir my, haar hare gaan uitval. Ek sê, ja, maar hier is my kaartjie as jy my wil kontak. Sy sê, nee, sy gaan 'n pruik kry. Ek sê, is reg, kry 'n pruik, 100%. Toe kom sy die dag hier, ek luister die klokkie en sy sê vir my, maar sy wil graag hoedjies kom kry. Ek sê van nou, wat het nou gebeur met die pruik? Sy sê, nee, sy het die pruik aangehad en toe sy by die til kom, toe sê die meisie wat die sakkies verpak, mevrou, dis 'n baie mooi pruik wat jy aan het. Dit het dan nou heeltemal gefloor, want sy nou gedink sy gaan nou soos die skim hierdie ding kan doen. En die pruik het al weggegee. Anyway, sy het toe nou die hoede begin dra. So ek dink vir my was dit maar 'n ding van, ja, dit laat my mooi voel, dit laat, ek dink ek lyk mooi, dit pas by my klere, lekker lipstiek aangehad, groot oorbelle gedra. So dit was altyd 'n talk geweest, die storie met die hoede, en ek onthou as ek so in die chemokamer gesit het met my hoedjie, dat ek al my customers so gesien sit daar, want ek het toe nou ook baie hoede weggegee. So ons is 'n hele community daar in die chemokamer, almal met ons hoede, met ons blomme. So dit is my lekker, ja, is my lekker om te sien as dit mense laat goed voel en ja, want dit is nie permanent nie. Ek sê altyd vir girls, luister hier, dis 9 maande wat jou hare gaan uitwees. Dit is nie forever nie. Ja, so you do you. As jy 'n pruik wil dra, doen dit. Maar ja, ek gou altyd met die pruike. Dan sit hulle daar in die chemokamer uitgepaas van die medikasie en dan sit die pruikie so skeef. Dat is vir my so kostelik, maar pruik wil ek dra. So nee, maar die hoede is my lekker. Dit rek, jy kan dit afhaal, want die ding is die chemo maak jy ons warm. Dit en die kortison dat jy ons baie warm kry. So nou as jy warm kry, dan ruk jy net die hoed af, laat die koppie afkoel, dan sit jy maar weer op. Pruik is altyd 'n storie, watter kant is die paadjie, watter kant, waar is die kuif, is altyd 'n storie om die ding te level, seker te maak is dit reg. So vir my was dit maklik, en Pilates het dit ook maklik gemaak, dat ek, as ek nou onderste bo is, man, ek moes nou nog steeds die hoed op my kop. Dis nou seker 'n dom vraag, maar is dit nou net vir iemand wat nie hare het nie? Meeste van die girls wat ek koop is maar vir mense wat nie hare het nie. Ek het al mense gehad wat dit gekoop het, want dit is vir hulle so mooi. Maar ek vir myself weet hoe warm is 'n hoed as jy hare het. Jou kop gloei as jy 'n hoed opsit in die huis, nou nie. Maar as jy nou uitgaan, is dit nou 'n ander storie in die koue. Maar ja, ek het al vrouens gehad wat dit gekoop het, want dit is vir hulle mooi. Ja, want dit is baie mooi. Ek moet sê, ek sê nie asof ek hulle nou nog dra nie. Ek het hulle, dit was net vir daai fase van my lewe, het ek die hoedjies gedra. En obviously as ek die foto's neem, dan sit ek hulle op. Maar elke keer, ja, van hulle is vir my so mooi, dat ek hulle eintlik wil nie laat gaan nie, maar ja, daar's elke hoed is vir 'n spesiale iemand daar buite, en dit is my lekker om die foto's te sien van die mense wat dit dra. En ek het al mense raak geloop. Dit is my so lekker.
Ek het eendag hier in 'n koffieshop gesit, dis daar 'n ouerige dametjie wat een aan het. En ek dink, seun of iemand het dit vir haar gekoop en ek gaan sit by haar, ek sê vir haar, ek wil net vir haar sê, sy lyk verskriklik mooi met haar hoed. Sy sê, nee, maar baie dankie. Ek sê, ja, want ek maak die hoede. Toe sy nou so 'n bietjie geskok, want ek kon nie glo, hier sit ek nou die girl wat die hoede maak nie. Maar ja, ek sê altyd vir mense, as jy iets vir jou vriendin wil kry, dan kan jy altyd op 'n webwerf gaan kyk. Daar is soveel keuses. En ek wil ook altyd hê die mense moet onthou dat jene, dan koop hulle altyd die cream en die beige en die grys en die swart. Wat fyn is, maar as jy kyk na die persoon se oogkleur en dan koop jy ietsie wat daai kleur in het, want dit laat jou oë net soveel meer pop. Onthou jy lyk maar asof jy deur die drif is. Eyelashes is 3 eyelashes oor die eyebrows, die voet tog keer, daar's nie veel van dit oorie. So die hoed is daarom nou daar om 'n bietjie kleur in jou gesig te kry. Ag, en 'n ou is mos maar blekerig ook, nie? So ja, maar dit is vir my baie lekker om dit te maak. Is nou, ek kan nie glo, my lewe loop in sulke 6 jaar siklusse wat ek goed doen. So ek is nou al oor die 6 jaar, ek gaan nog aan. So Wow. dit is nog steeds vir my baie lekker, ja. Dit was nou baie lekker om met jou te praat. Te sê vir my, is daar iets wat jy voel, jy sê maar eintlik wou ek dit sê, maar dit nie opgekom nie. Nee, ek dink ek het alles wat ek aan kan dink, want jy kan dink, het ons bespreek. Ja, kan nie nog aan iets dink nie. Ek dink die een ding wat ek baie kry is mense vra vir my, so wat kan ek vir my vriendin doen wat borskanker het? Of wat maak ek? Of wat kan ek doen? Ek dink as ek iets kan sê oor dit is dat moenie vir jou vriendin vra wat jy vir haar moet doen nie. Kan ek of jy los hom met 'n open-ended vraag van bel my as jy iets nodig het. Kan ek gou vir jou sê, ek gaan jou mos nie bel nie. Ek gaan jou nie bel nie. So ek sê altyd vir mense, jy sê wat jy gaan doen. Sê, ek bring vanaand vir jou kos. Ek kom haal jou wasgoed. Want ek dink baie mense dink dat as jy iets vir iemand doen, ek is nie breed nie, ek het nie baie geld nie, so ek kan nie eintlik vir iets koop nie, maar jy hoef nie iets te koop nie, jy kan iets doen. So tyd is net so spesiaal. So om die persoon as hulle kinders het, se kinders by skool te gaan haal, as jy 'n maaltyd kan doen, jy hoef nie 'n hele maaltyd te doen nie. Sê, luister, ek bring vir julle 'n vars brood. Ek bring vir jou 'n pakkie beskuit. Maar moenie vra of jy dit moet doen nie. Want ek dink ons as vrouens is baie trots en ons gaan nie ja sê nie. Ek gaan jou nie bel nie. Bel my as ek jou moet gee my kamer toe vat. Nee, glad nie. Sê, ek kom tel jou op, ek gaan jou aflaai en Susan gaan vir jou terugbring. So, dit is iets wat ek nogals oor die tyd geleer het, is dat jy moenie vra wat jy vir jou vriendin kan doen nie, doen dit net. Ek bring vir jou 'n slaai, daai vriendin bring die nagereg, die ander een bring dit. Stuur 'n 60-60 met wat ook al jy dan nou daarin wil sit. As jy blomme wil doen, doen blomme. 'n Q-Tex is 'n oulike geskenkie, want jou naels raak mos so bruin van die chemo, nie? Party mense se naels val af, maar dit raak bruin, so dis stedelike Q-Texie, 'n lipstifie, 'n hoedjie, as jy dan nou vir iemand 'n hoedjie wil kry, want hare gaan sy verloor en iets op haar kop gaan sy moet wil hê. So dit is altyd 'n moet. Maar ja, ek dink 'n tyd, gaan sit 'n bietjie by haar, lees 'n tydskrif by haar, sy sleg voel, wees net daarmee, so vir iets te sê nie, want ek dink aan die einde van die dag, dink jy altyd, jy moet nou by jou vriendin gaan sit, en jy moet nou die hele tyd praat, maar jy het nie nodig om die hele tyd te praat nie. So jy kan maar net by haar wees ook. Ek waardeer dat jy dit genoem het, want dit is so dat mense partykeer voel, hulle het nie die geld om iemand anders te bederf dalk nie, of so, maar jou tyd, nee, jy kan definitief jou sê, in elk geval jou wasgoed doen, kan jy iemand anders en dalk ook doen. Ja. Verseker. Of, ek meen, as hulle nou so baie in die bed lê, sê, kom ek trek jou bed vir jou lekker skoon oor, en kom sit 'n bietjie by jou. Ja, so ek dink vir my was dit spesiaal geweest dat my vriendinne, omdat my man gewerk het, het hulle by my, terwyl ek gelê het, gesit. En dan lui die klokkie, dan het hulle mekaar so afgelos. Ek het altyd nie eens geweet wie is nie. Een het vir my vrugteslaai gemaak, want die mense is mos, jou smaak word mos aangetast, alles proe mos 'n bietjie betaal.
So 'n suiglekkertjie is altyd lekker. Weet soos 'n sitrus suiglekkertjie. Hoor my eers of jou mense hou van gemmer. O, ek het 'n vriendin gehad wat ons my gemmer shotsie aangedra het en ek verpes gemmer. Nou goed, net so die trein afgegooi. Want dit is nie my lekker nie. So, ja, ietsie rarig. Dit is klein, 'n stokkie lekker net om iets te suig dat dit nie daai smaak in jou mond wegvat. So dit hoef nie waarde in geld ooit te hê nie, maar 'n ou briefie, nê? Ja. Al daai goedjies is nogals is maar net spesiaal. Ja, ek stem saam. As jy nou kan teruggaan en jy kan nou vir jouself iets sê waar jy jou journey begin het. Wat sê jy nou vir jouself gaan sê? Moenie die kar voor die perde span nie. Ek dink 'n mens neig om ekstreem te gaan. Ons gaan ekstreem. As jy hoor jy het kanker, dink jy gaan dood. Dit is nogal glad nie waar is, ver van dit af. So ek dink, ja, as ek vir myself iets kan sê is, moenie die kar voor die perde span nie. Gaan net, vat dit net dag vir dag. En moenie dat jy die ergste dink nie. Want dit mag dalk nie eers dit wees nie. Ek dink ons gaan te ver. Jy ref die dinge nie rooi en dan man is jy eintlik heeltyd net op idle. So dis onnodig. Dis onnodige stres, dis onnodige angs. Jou lyf het nie dit op daai stadium nodig nie. Lekker. Just breathe. Dankie dat jy my jou tyd geleen het en jou storie gedeel het en al die diep dinge gedeel het wat mense nie regtig oor praat nie. Ek dink dit is regtig belangrik dat vrouens dit hoor. Ja, plesier. Ons moet nou deur die drif, suster. Was dit lekker om tyd met jou te spandeer? Dankie.